Hallo julle, weer baie welkom by Vrydag. Ek en Winnie wil vir julle nooi om die volgende paar weke saam met ons 'n bietjie gaan toer. Ons gaan daar na die Tankwa toe toer, bietjie op dan in Nieuwoudtville toe. En ons gaan julle saam met ons neem en dan gaan ons so 'n videoetjie of 2 maak. Baie graag soos die Here wil graag met julle gesels oor die verlange wat ons het na God, waar dit vandaan kom. En dan miskien kyk hoe kry ons pad terug na die Here toe, na God wat vir ons liefhet. Ons lees aan Genesis 3 vers 23, die volgende teks, 'n baie ontstellende teks. Ek ken die ontstellendste teks in die Bybel, waar Adam en Eva die tuin moet verlaat na die sondeval. Vers 23 sê, daarom het die Here die God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit, om die aarde te gaan bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. Die Here God het die mens uitgedryf, en om die ingang tot die boom van die lewe te bewaak, het hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard, wat heen en weer beweeg. Hierdie moes daarom 'n bittere dag gewees het, in die lewe van Adam en Eva. Onthou, al wat Adam geken het, was God se gesig, God se stem, God se hand. So mooi as die teks sê, in die aand het God met hom gewandel, hulle het gesels. Dis al wat Adam geken het. En toe die tuin belet is, en uit die tuin verdryf is, het daar 'n leemte aan Adam se hart ontstaan, aan hom en Eva. En vandaar het die mens nog altyd gesoek, om weer daardie konneksie te maak met God. Want alles wat die mens doen is 'n rebellie teen God, en dis die definisie mos nou van sonde. Jy rebelleer teen God. En hoe dit ons dwars deur die hele Ou Testament, en later in die Nuwe Testament ook, kom verander die Here Jesus dit. En hy help vir ons om weer daai konneksie met God te kan hê deur die werking van die Heilige Gees. En met hierdie tema en hierdie gedagte wil ek graag hê, moet ons saam kyk na die ellende van ons as mensdom, wat so weghardloop van God af. Ek soek die ander dag 'n vrou wat so verlang om 'n verhouding met God te hê, maar daar is so baie dinge in haar lewe wat uitgesorteer moet word. Nou stap ek 'n pad maar met haar, om te kyk of ons stelselmatig van al hierdie goed ontslae te kan raak. So dit openbaring waar kan word, dat as die Here Jesus klop aan die deur, dan word die deur oopgemaak. Daar is 'n klomp kettinge slotte aan die binnekant van die deur wat nog opgesluit moet word nie. En so vra ek dat die Here vir ons sal seën in die volgende paar weke, maar ons kyk hoe maak ons daai deur van binne af oop, in die krag en die werking van God in ons lewens. Want is hy wat ons in staat stel. Ons kyk na so 'n paar gedagtes in hierdie verband, en ek nooi vir om saam met ons te kom. Ondersoek ook asseblief in jou eie lewe, wat dit nog is dat jy nie met God kan praat nie. Dat jy hom nie kan beleef nie, dat jy so rebelleer teen hom. En dalk as jy kind van die Here is daar miskien tog goed wat verhinder, wat dieselfde ervaring vir jou gee wat Adam en Eva gehad het, toe hulle die tuin uit weggegaan het. Onthou, die deur is altyd oop. God klop, Jesus klop aan die deur elke liewe dag. Maar dis ons wat die deur toemaak, ons maak hom toe. En ons moet uitvind, wat maak dit dat ons nie daai deur kan oopmaak nie. Natuurlik, die gedagte van sonde is daar, maar sonde is die gevolg van 'n hart wat toe is vir God. Mag die Here vir ons seën as ons na hierdie volgende paar weke daarna gaan kyk. Kom ons beleef hierdie week saam met Adam daardie eensaamheid. Toe daardie verhouding gebreek is, die stem is nie meer daar nie. Dis stil. Die wandel in die tuin is nie meer daar nie. Nooi vir hulle vandag, kom ons ondersoek ons harte voor die Here. Dat ons hom sal eer
En sy vra die Here kom help ons dat daai verhouding weer herstel gaan word. Dit is die grootste begeerte van my hart met hierdie video's. As mense nader in die Here sal beweeg en ons ontmoeting met die Here sal hê. Mag die Here vir jou ook in hierdie dag seën as jy soekend is. Hou net aan met soek, jy sal vind, die Bybel sê jy sal vind. Kom ons bid net saam. Here, nou het hierdie tema op my hart kom lê vir die volgende paar weke. En mag het wees, Here, dat hierdie video's vir mense sal help om weer nader aan U te beweeg. Die van U wat al lank al kinders van U is, wat worstel met U. Dalk is daar iemand wat sy deur nog toegesluit is, wat nog vol slotte en grendels is. Kom help vir ons, Here, dat ons hierdie deure sal oopmaak en dat U sal inkom in ons 'n vredesmaal, 'n vreugdesmaal met U sal kan hê en dat ons die vrede kan beleef. Asseblief, Here, kom help ons dat ons harte in hierdie dag sal ondersoek, so in die vooraand van so 'n reeksie. En help vir ons, Here, dat ons bewus sal wees van die liefde wat ons uit die hand uit ontvang. Ek weet U wil met ons praat. Leer ons, asseblief, Here, om te luister na U. Amen. Die Here onderneem vir jou, mag jy sy vrede beleef. As daar dinge is waarmee jy worstel met die Here, kom nou hierdie paar weke saam met ons. En ons kyk hoe die Here vir ons lei. Daar's nog 'n paar gedagtes in my hart, miskien sê die Here my met nog ander gedagtes. Maar die bedoeling van hierdie reeks is dat ons gaan soek om nader aan God te kom. Here seën vir julle en wees veilig en kom ons wees lief vir die Here, want hy is ons lief vir ons. So die volgende video wat ek maak is daar by Jacobs Baai. Ek sal nou vir julle 'n kaartjie op plaas. Dan gaan ons so 'n sirkelroete doen tot ons weer by die huis is. Totsiens, die Here seën julle.